Môre, dis donderdag die 23ste Julie en ek hoop jy begin vandag met vrede in jou hart. Gister het ons gesien hoe die masker in die paleis afgeval het en hoe Josef hom aan sy skuldige broers bekend gemaak het. Vandag stuur hy hulle nie leeg huis toe nie. Hy gee vir hulle 'n nuwe plek om te lewe en sê, kom woon naby my. Ons gaan aan vandag in Genesis 45 en ons hanteer vanaf vers 9 tot 15. En ek wil jou aanmoedig soos ouer gewoonte om later die hele gedeelte rustig in jou Bybel te lees. Want die titel van ons oordeenking is, kom woon naby my. Dink gou hieraan. Dink jy God wil jou net van straf red? Of besef jy, hy wil hê ons moet naby hom lewe? Nou laat ons die skrif oopmaak en vandag se kernverse lees en ons gaan begin vanaf vers 9 tot 10. Trek gou op na my vader en sê vir hom, so spreek die seun Josef. God het my 'n gebieder oor die hele Egipte gemaak. Kom af na my toe, moenie versuim nie. En u kan in die land Gosen woon en naby my wees. U en u kinders, en u kindskinders, en u kleinvee, en die beeste en alles wat u besit. En ek sal u daar onderhou, want daar sal nog 5 jaar hongersnood wees, sodat u nie verarm nie. U en die huis en alles wat aan u behoort. En dan vers 14 en 15. Toe val hy sy broer Benjamin om die hals en ween, en ook Benjamin het aan sy hals geween. En hy het al sy broers gesoen en aan hulle hals geween, en daarna het sy broers met hom gespreek. Josef verwyd hulle nie, hy nooi hulle nader. Hy hou hulle verlede nie meer teen hulle nie. Hy gee vir hulle die beste plek, Gosen, en beloof om vir hulle te sorg. En vir jare was hulle van mekaar af weg, nou huil hulle saam. Nou in vers 10 staan daar 'n pragtige Hebreëse woord, karaf. Dit beteken eenvoudig, naby. Daardie een woord wys vir ons Josef se hart. Want Josef se uitnodiging is groter as net vergifnis. Hy nooi hulle terug in verhouding. Hy sê, kom woon karaf. Kom woon naby my. Hier sien ons die hart van die teks. God vergewe ons nie om ons te los waar ons is nie. Hy nooi ons om naby hom te lewe. Josef stoot nie sy broers op 'n afstand weg nie. Hy trek hulle na hom toe en sorg vir hulle. Hoor jy hoe die een Hebreëse woord, karaf, die hele evangelie oopsluit? Dit wys reguit na die Here Jesus Christus. Jesus red ons nie net van die oordeel nie, hy bring ons naby. Hy sê nie net, ek vergewe jou nie, hy sê, kom woon naby my. Deur sy kruis het Jesus die pad oopgemaak, sodat ons weer naby God kan leef. Jy hoef nie meer op 'n afstand te staan nie, jy hoef nie bang te wees dat God jou wegstoot vanweë jou verlede nie. In Jesus is die deur oop en is jy veilig naby sy hart. Kom ons bid saam. Here onse God, dankie dat U ons nie net vergewe nie, dankie dat U ons na U toe trek. Dankie vir die Here Jesus Christus, wat vir ons die pad oopgemaak het om naby U te kan lewe. Help ons om vandag nie meer op 'n afstand te staan nie, maar om elke dag naby U te leef. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As iemand rondom jou vandag swaar kry of alleen voel, moenie jou rug draai en jou arms vou vir hulle nie. Wys hulle na Jesus. Hy nooi steeds mense nader. Ek hoop jy het 'n geseënde donderdag.